Goeiemiddag, dit is Johan Spies hier en ons kom in ons volgende bydra tot die reeks Who Changed the Truth of God into a Lie? En vandag kom ons aan die einde van die gedeelte oor evolusie. En ek wil hierdie gedeelte beëindig. Ek het verlede week reeds vir u die skepping en evolusie met mekaar vergelyk. Vandag wil ons meer oor die skepping self gesels. En wat is beter om die skepping te bestudeer as om die woord van God te bestudeer? Kom ons kyk wat sê die woord van God oor die skepping. En daarom gaan ek vandag 'n minimum met u praat. Wat ek gaan doen is voorlees van 'n klomp verskillende tekste met hier en daar 'n sinnetjie by. Want die Bybel beskryf dit baie beter as wat ek in staat is om u te kan vertel. Ons begin deur 'n redelike lang stuk saam te lees. Ons begin met 1 Korintiërs 15. Ons gaan van vers 35 tot die einde van die hoofstuk lees, maar hier op die eerste skyfie is dit dan tot vers 41. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het. En aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan word daar vir ons beskryf wat op ons wag in die toekoms. Die mense in Korinte was bekommerd dat hulle sterf. En wat gaan word van die persone wat gesterf het? Hoe gaan God hulle kom haal? Wat gaan met hulle gebeur? En dan kom Paulus en hy gee hierdie wonderlike beskrywing wat God hom geïnspireer het om vir ons te gee. Dat jy saai 'n korrel en uit daai korrel groei 'n hele plant. En dit is hoe die mens is. Maar dit is nie 'n geval dat jy net 'n korrel saai en hy ontkiem en groei nie. God het die kennis, die DNA in daai korrel geplaas om te word dit wat God wou hê dit moet word. Net so met my en jou. God het ons gemaak soos hy ons wil hê en hy het elkeen van ons gegee dit wat ons moet hê sodat ons kan leef ter wille van hom. Ons gaan aan van vers 41 af. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. Daar word opgewek in onverganklikheid. Nou is ons in verganklikheid. As jy nou sterf, dan vergaan jou liggaam. Maar die dag as jy opstaan, dan kry jy 'n verheerlikte liggaam, 'n hemelse liggaam. En dan is jy onverganklik, dan het jy die ewige lewe. Daar word gesaai in oneer. Daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid. Daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai. 'n geestelike liggaam word opgewek. Kom ons kyk net na die woord waar Jesus opgestaan het uit die dood. Nadat Jesus uit die graf gekom het, het hy met eens binne of tussen sy disippels verskyn, wat in 'n geslote vertrek was. Dit is iets wat hy nie gedoen het, terwyl hy in sy menslike vorm, alhoewel hy nog steeds God was, maar in 'n menslike vorm op aarde was nie. Maar nadat hy opgestaan het uit die dood, kon hy dit doen. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, met ander woorde Jesus, 'n lewemakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Met ander woorde, ons begin almal in 'n natuurlike vorm. Dit is waarom ons
dit aanvaar dat die mens in sonde ontvang en gebore is. Maar as jy dan Jesus Christus as jou verlosser aanneem, dan is jy in die geestelike lewe. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens, Jesus, is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aarde gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. En hier is 'n gedeelte wat ons onsself nie eers kan indink nie. Ons is so aardsgebonde, dat ons nie die implikasies besef van wat gebeur as ons gesterf het, en ons word bekleed met die verheerlikte liggaam nie. Ons kan ons nie indink hoe dit gaan wees nie. Om te wees in 'n toestand waar jy nie meer sondig nie, dink jouself net daarin. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Maar ons moet eers geplant word, ons moet eers begrawe word, voordat ons hierdie gedeelte kan kry. Van vers 50 af klink dit so: Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid, ek deel julle 'n geheim mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Met ander woorde, by die laaste bassein, as daar mense is wat nog leef, gaan hulle in 'n oogwink verander, dat hulle ook met die hemelse bekleed sal wees. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons, met ander woorde, die wat nog leef, sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, want wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, jy moet in Jesus Christus glo, om hierdie oorwinning te kry. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, sodat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. As ons dan kyk na die skepping, dan sien ons dat die skepping deur die woord van God tot stand gekom het. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Is dit nie wonderlik nie? God sê net, en dan gebeur dit. En dan kom die mens in sy sogenaamde wysheid, en hy probeer verklaar hoe hierdie dinge gebeur het, terwyl hy geen idee het wat daar aan die gang is nie. Psalm 148 vers 5 beskryf dit as volg: Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee, en hulle is geskape. Ek en jy is geskape, omdat God gesê het, laat daar mense wees, en hulle was daar. Is jy nie dankbaar teenoor God, dat hy jou op hierdie aarde geplaas het nie? Dit voel vir ons so wonderlik om te kan leef, om te kan beleef wat hier op aarde is, om die skoonheid van sy skepping raak te sien. Maar dit is niks in vergelyking met wat ons eendag gaan beleef, as ons by hom is nie. 2 Korintiërs 4 vers 6: Want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Jou evolusionis sê, die skepping kan nie waar wees nie, want die skepping sê daar was lig, voordat die bronne van lig geskape is.
Die bronne van lig volgens hulle is die son, die sterre en dan die weerkaatsers daarvan die planete. Maar Jesus Christus is die lig. Hy is die lig wat skyn in die wêreld, en as ons kyk na die eindtyd in Openbaring wat gaan gebeur, dan gaan daar geen ander lig wees nie. Jesus is die lig van die nuwe wêreld. En dit is wat hier ook staan. Met ander woorde, in die skepping, volgens die skepping is lig geskape voor die ligbronne geskape is. Vir die menslike verstand klink dit onmoontlik, en die menslike verstand wil hê die ligbron moes eers daar gewees het om dan die lig uit te skyn. En hulle sien nie die ware ligbron raak nie, want Jesus is die ware ligbron. Die lig skyn uit hom uit, maar hulle ontken hom, hulle ontken God, en daarom kan hulle nie die lig raak sien nie. Hebreërs 11 vers 3, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Presies dit wat evolusie sê. Hulle sê daar was 'n spesie en hierdie spesie het verander in 'n ander spesie. Die Bybel stel vir ons dat die sienlike dinge nie uit sienlike dinge ontstaan het nie. So, evolusie en skepping is in direkte kontras met mekaar. Maar ons moet geloof hê om hierdie dinge te aanvaar. En nou kom ons by 'n paar gedeeltes wat van onskatbare waarde is. Lees gerus die hele Psalm 139 deur. Ek het net tyd om vir die 3 versies voor te lees. Maar kyk net hoe God se skepping besing word dwars deur hierdie Psalm. Ek lees vir die verse 13, dan laat ek 14 uit en ek lees weer 15 en 16. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Dit is vir my een van die mooiste beelde wat daar is. Want in my geestesoog sien ek hoe God soos voor 'n weefstoel sit en hierdie draad en dan daardie draad deurstoot. In ons wetenskaplike terme, hierdie stukkie DNA en dan daardie stukkie DNA, sodat jy presies is dit wat hy wil hê wat jy moet wees, dat jy die persoonlikheid het wat hy wil hê jy moet wees. Dan gaan ons aan van vers 15 af. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien. En nou kom aborsie mense en hulle sê, praat van die klomp selle wat maar verwyder kan word, dat dit nie 'n mens is nie. Hier erken die psalmdigter, U oë het my ongevormde klomp gesien. U het gesien toe ek net 'n klompie selle was. En in U boek is hulle almal opgeskrywe, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. God het reeds geweet hoe ek gaan wees, hoe jy gaan wees, voordat ons nog gebore is. Hy het dit al geweet van die skepping af. Met ander woorde, feitelik 6000 jaar gelede het hy al geweet hoe ons gaan wees en dat ons daar gaan wees. En ons is die produk van die skeppende mag van God. Ons is nie iets wat toevallig hier op aarde gekom het nie. Jesaja 43 vers 7, elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Met ander woorde, God sê hier, hy het ons gemaak en hy het ons gemaak tot sy eer. Hy het ons ter wille van hom gemaak. Ons is nie ter wille van onsself gemaak nie. En hoe dikwels sien ons dit nie anders nie. Hoe dikwels wil ons nie vir God die opdrag gee, maak my soos ek wil wees nie. Jy het geen sê nie. Die sê is God se. Ons moet bereid wees om te wees soos hy ons wil maak, want hy is die pottebakker en ons is slegs die klei. Baie belangrike teks, Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Luister net, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Met ander woorde, daar was nog nie eers bevrugting nie, toe het God ons al geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Hierdie woorde is spesifiek aan Jeremia gerig, maar dit geld vir elkeen van ons. God het elkeen van ons
iets gemaak wat hy wil hê ons moet gebruik om hom te eer. Eer jy hom omdat hy jou gemaak het, omdat hy jou gemaak het op die manier wat jy is. Jou persoonlikheid het hy gevorm en jy moet daardie persoonlikheid gebruik om hom te eer. Uit die Nuwe Testament, Galasiërs 1 vers 15 in die eerste stukkie van vers 16. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, dit is Paulus wat hier aan die woord is, so hy erken ook dat God hom afgesonder het van die skoot van sy moeder, met ander woorde, voor hy nog gebore is, het God al 'n taak gehad vir Paulus. En kyk hoe Paulus gedwaal. Hy het begin deur die Christene te vervolg, tot hy op pad na Damaskus tot bekering gekom het, en toe sy lewe soos 'n handomkeer verander. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, dit was op pad Damaskus toe, om sy seun in my te openbaar, sodat ek onder die heidene sou verkondig. So hier praat Paulus, die man wat Christene doodgemaak het, wat Christene vermoor het, en toe hy die seun leer ken, toe verander sy lewe, en hy gaan so ver om sy eie lewe in gevaar te stel, om Christus onder die heidene te verkondig. Dit is die genade van God, en God het hierdie genade aan my en jou bewys, deur ons te skape. Maar maak ons gebruik van hierdie geleenthede wat ons kry. Leef ons volgens dit wat hy vir ons gesê het, hoe ons moet leef. Efesiërs 2 vers 20 stel dit as volg, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Met ander woorde, die wyse waarop God jou gemaak het, jy moet daar volgens wandel. In 2 Timoteus 1 vers 8 en 9 gaan dit nog verder. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het, en met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. God het jou geroep, God het 'n taak vir jou. Voer jy hierdie taak van God uit? Ons eindig dan hierdie gedeelte oor geloof met die bekende woorde uit Jesaja 5 verse 20 tot 21, want ons leef in die tyd wat hierdie spotters hier is, en wat mense volgens die volgende leef, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, want is dit nie wat die wêreld besig is om te doen nie, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter, wee hulle wat in hulle eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. En dit is die oorgrootte gedeelte van die mensdom om ons. En hier kan jy sien hoe God hierdie gedrag veroordeel. Johannes 14 vers 6 spel dan vir ons die hele waarheid uit. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit is woorde wat ek in hierdie reeks al hoeveel kere gebruik het. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En jy kan net by die Vader uitkom as jy Jesus gevind het. Ons is hier op 'n hoogtepunt en die reeks behoort eintlik al hier af te sluit. Maar daar is 2 gedeeltes wat ons nog in die volgende paar weke gaan bespreek. Ons gaan gesels oor die leuns wat vertel word oor geslagtelikheid en wat die wêreld hierdie leuen glo wat deur die sogenaamde wyses verkondig is. Maar kom ons kyk verder wat van ons verwag word. God het ons gemaak met 'n doel. Kom ons leef volgens daardie doel en kom ons aanbid Jesus Christus in alle opregtheid. Kom ons eer en loof God vir dit wat hy aan ons gegee het. Dit wat hoe hy ons gemaak het voordat ons nog gebore was. Hoe dikwels dank ons hom daarvoor en hoe dikwels
misbruik ons die geleenthede wat hy vir ons gee. Hemelvader, ons dankie vir hierdie wonderlike woorde wat ons vandag uit u woord kon lees. Feitelik alles wat vandag hier gesê is, kom uit u woord uit. Ek het net probeer om 'n bietjie toelichting op 'n paar plekke te gee, maar die wonderlike woorde was dit wat in u woord opgeteken is. O Here, baie dankie vir daardie woorde. Wees u dan met elkeen van ons. Here, gee dat ons sal besef dat ons bloot die klei is. U is die pottebakker. Ons moet optree soos u ons maak. Ons moet tevrede wees soos u ons maak. Ons moenie probeer om onsself te hervorm of te verander in iets wat ons nie is nie. Here, help elkeen van ons, dat ons u skepping in ons sal uitleef, dat ons u opdrag aan ons sal uitleef, dat ons sal uitleef hoe u ons gemaak het, en dat ons dit wat u vir ons gegee het, dat ons elke talent wat u ons gegee het, sal gebruik tot eer en verheerliking van u groote en heilige naam. Ek vra vir u hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.